strong. Wil jy boer? Man, nog nie matriek, praat ons verder. Siena, sonder matriek word jy 'n karwag, snap, voorsitter. Dis alles pure bogbraadjies. Ja, dames en here, ek is van mening dat 'n matriek in ons land, ook al so geïrriteerd is, geen niks of niemand kan daai papiertjie weer in ere herstel nie. Met die wegspring, matriek skatverloop oor die land, sê erosieslote. Soos altyd was die matriek-uitslae weer op 23 Februarie groot nuus. Minister Angie Motshekga sê, ek het 'n bloedblad verwag in deel van 23 Februarie. Prof Jonathan Jansen antwoord in Vrye Weekblad op 26 Februarie. Dit was 'n bloedblad, Angie. Waar is die duisende leerders wat nooit eers tot 12 gehaal het? Oorop rond die en daai met 8, 9 of 10 onderskeidings. Koerante blink van slimmigheid. Toekomsdrome word ons opgesluit met 'n matrieksertifikaat. Ek vra, watter toekoms? Die nuusberig van 7 skole waar nie eens 1 matriek slaag nie. In dieselfde week weer nog 2 dinge. Die nuutste werkloosheidsyfer staan op 42,6%. Meer as 7 miljoen mense soek werk. Ja nee, die arbeidsmark rondom matriek het erg ekonomiese terugslag, tegnologiese ontwikkeling en globalisering weggespoel. En die matriekbrug staan hoog en droog op 'n kaal vlakte van werkloosheid. Aldus die ekonom Dawie Rooi op RSG se praatsaal donderdag 25 Januarie. Die minister van Polisie en Strande, Bekkie Cele, maak op 19 Februarie die misdaadstatistiek vir 1 Oktober tot 31 Desember 2020 bekend. 'n Styging van 2400 meer moorde, 12.218 verkrachtings, 181 transitoerooftogte. Dit wat van ons rosierooi toekomsligte flikker. Die tweede wegvretende faktor is ons iemand sal seker sorg houding. Dr. Emerentie Leberg skryf van haar verhandeling. Die toekomsverwagtinge van die Suid-Afrikaanse skoolverlater die volgende. Behalwe om 'n Mercedes te ry, het matrikulante nie eintlik 'n doelwit nie. Hoop is dus die verwagting van suksesvolle doelwitbereiking. En ons skoolverlaters pas hierdie hoop op ander. Maar ons sal sorg of enigiemand. Ons trek ons skouers op, want ons is almal in dieselfde bootjie. Dis aansoek op aansoek. Derde en vierde beste is ook 'n uitkoms. Besef jy, net 15% van die 850.000 matrikulante wat wel kwalifiseer, word vir tersiêre studie toegelaat. Langmoedige ouers maak planne. Daar's vraestelle, hier tutors, stielspreite vir kort kursusse, van kuns tot klavierstem. Behalwe sy kruis het elke huis nou ook volwasse skoolverlaters op 'n dak. Sy boet of sis ergens 'n joppie loslaan, gooi sy erosies dood met 'n rapsie onafhanklikheid toe. Kom ons maak dit makliker en die universiteite skuif ekstra pilare in die vorm van toelatingstoetse onder die geroeste matriekbrug in. Die feit is, jy is maar net nog een in hierdie tsunami van jong mense wat in 'n nuwe wêreld jou staanplek moet vind. Ryk van Winkel is my laaste rede. Ons het ook amper 100 jaar te laat gestaan. Tye het verander. Ons haak nog, toe woens die 4de industriële revolusie verby. So kundige S.T. Potgieter skryf in sy boek, staan op vir jouself. Die definisie van werk, beroep en loopbaan het verander. Die skoolverlater sukkel om aan te pas en om betekenis te gee. Vandaar die groei in voorskrifmedisyne in tiener angs en depressie. Stem julle saam? Ons ouers was geseën met 'n voorspelbare loopbaan. Hulle het gekies wat hulle waar hulle swak en het daarna gedoen wat hulle wou. Skielik is gapjare, mentors en interne skappe die inding. Julle sien, ons het nou 'n plan vir die onbeplanne. Daai toevallige geleenthede wat na jou kant toe mag kom. Minder as die helfte van ouens met grade se eerste werk is vandag online met hul kursusse. Ons sukkel, want in plaas van net leer, moet ons nou leer om toe te pas wat ons geleer het. In The Future of Work skryf Jacob Morgan, die vaardigheidsprofiel van die toepaslik toegeruste skoolverlater moet 'n balans wees tussen kognitiewe vaardighede, emosionele intelligensie
oordraagbare tegnologiese vaardighede. Hallo, die erosiesisteem neem ons net verantwoordelikheid vir die mate waarin jy kognitiewe vaardighede kan implementeer. Dames en here, matriek is dood. Lang lewe die beroepsopvoedingsproses. As ek weet nie, die beste antwoord is op wat jy in dan geword, moet jou positiewe onsekerheid jou aanspoor om vir jou toekoms uit te kerf. Nes bedrogs kan jy met kreatiewe probleemoplossing ook oorleef, met of sonder 'n matrieksertifikaat. Be strong.